Goeiemôre, good morning, dis 6uur en ons is reg vir jou saam met jou en al jou mense en jou geliefdes op hierdie heerlike Dinsdagoggend. En dis mos hoe jou dag behoort te begin, met goeie geselskap soos die en tuis. Ag, dankie vir daai. Hoor die kollegas, ek is verras, nee. Ek kan nie hierdie plek vol staan nie. Ek wens regtig waar sy word vinnig gesond. Rosia, ons mis vir jou man, Ja, asseblief word gou gesond. Dis dieselfde nie. Elsa mis jou inderdaad verskriklik baie, sy. Ek wag vir 'n boodskap, hoor. Ek kan net dalk reageer. Dit sal waardeer word. Ons het nie met baie om na uit te sien op vandag se program. Ons stel die beoordelaars van die FHK Skryf het liedjieskryf kompetisie bekend. Ons geniet 'n perfekte middag by 'n nuwe katkafee. Arnold gesels met die middelafstand atleet Kessa Molotsane oor haar rol by Atletiek Suid-Afrika. Ons bespreek spelterapie met Dr. Kirsten de Tooy en die sangers Henry en Schwabe kom kuier in die ateljee. Spelterapie, is dit nou hoe jy moet spel of is dit hoe jy moet speel? Hy weet jy bly ingeskakel. Ek is seker daarvan jy sal ietsie kan leer, Pieter. Jy gepaard op sang. Baie dankie, baie dankie. Luister, vriende, ek het 'n baie lekker interessante storie waarmee ek wil afskop vandag en ek weet julle gaan hierdie enetjie baie geniet. Wetenskaplikes van die Nasionale Universiteit vir Verdedigingstegnologie in Hunan provinsie China het pas 'n insekagtige hommeltuig bekendgestel wat ontwerp is vir verkennings en allerlei missies wat hulle nou geheimsinnig wil doen. En hierdie piepklein hommeltuig wat op die land se militêre kanaal bekend gestel is, het vlerke wat fladder en harde pootjies en is amper identies aan 'n regte insek. En ek dink hierdie ouetjie is about 1.3 cm groot tuis. En van die ouens sê nou toe hulle dit gesien het, ja, dit kan verseker gebruik word vir regeringsspionasie en allerlei sulke dingetjies. Ander goedjies. Maar kan jy glo, so wat is 1.3 cm? Ja, so kleiner is dit. Dis 'n duim of so. Ja. Maar hierdie ouetjie is so klein en blykbaar het ons ook 'n video daarvan. Kom ons loer gou-gou. Oh, wow. Ja. Watch out for the mosquito near you. It might be a drone. China has recently unveiled a spine-chilling piece of high-tech, a mosquito-sized micro-drone. In an official demonstration, a researcher held the tiny device between two fingers. It looks almost indistinguishable from a real mosquito. Equipped with 4 rotors and a micro-camera, it can fly through windows to conduct indoor surveillance or even deliver targeted payloads. This miniature drone uses an ultra-light carbon fiber frame and weighs just 35 grams. It can hover indoors for up to 15 minutes. Even more impressively, it features swarm AI coordination, allowing it to share images and location data with other units in real time, enabling smart formations and group behavior. What's more, its low-noise propulsion system makes it virtually undetectable beyond 3 meters. While Chinese authorities claim the drone is intended for disaster rescue and pipeline inspections, Western security experts believe it's more likely to be used for battlefield reconnaissance, espionage, or even biochemical delivery. Faced with a drone this small, traditional cameras and security personnel stand little chance of detection. Waartoe gaan die dinge? Lyk vir my sekere dele van die wêreld wat kleiner gaan en sekere dele wil want it bigger and better. Ja. Maar hulle sê die dingetjie werk baie goed. Die enigste probleem is net die batterylewe en hy het nie jy weet 'n groot draagvermoë en so nie. Maar nou ja. Dis die begin, hè. Ons het hierdie goeders kyk op films toe ons kinders was. Ja. Met hierdie gadgetjies en alles en nou is dit reality. So dit is nogal scary. En ek dink wat my bekommerd maak is natuurlik die sprake van, of kom ons noem dit gerugte, van regeringsspionasie, maar ook oor die algemeen mense se veiligheid, jy weet, as iemand so iets besit en jy dink dis 'n gewone muskiet of 'n vlieg of so in jou woonstel, is eintlik iemand wat afvloer, dis baie sleg. Ek is bekommerd. Wat ek net hoe hartseer gaan daai man wees as jy daai muskiet doodklap. Ek weet nie hoeveel duisende dollar is so 'n muskiet vir hulle werd. Nou nie, ja. Ja. Maar wat vir my kommerwekkend is die feit dat oral probeer mense meer uitvind van ander. Met ander woorde, jou privaatheid, soos ons gesels het oor afluister in jou selfoon of jou tablet of dit of dat. You never know. Big Brother is watching. So wat hulle altyd sê, daai ek sal wat gee om 'n vlieg teen die muur te wees. Ek het 'n nuwe mening. Heeltemal nuwe mening. Maar ja, ek wonder wanneer daardie tegnologie nou of dit ooit sal posvat hier in Suid-Afrika ook. Ek twyfel. Ek dink dit is nog. Ek dink is dit dalk alreeds hier. Vir al wat ons weet. Ja. Daar is nog 'n vlieg wat hier om jou kop dwarrel, nee. Nog 'n storie, lei julle aan stres? Ja, Pieter.
Jy lyk nie soos iemand wat kan stres nie. Tuis ook nog minder, glad nie. Ons is Hè, bly het dat jy ons ooit jou kan gedink vlei. Elsa kan stres? Kyk, my stres lê my hare, jy weet, so. Sommige se stres en sommige se krag. Ja. Luister maar, hier's 'n interessante een. Ek het 'n moontlike oplossing gekry om die stres bietjie te verlig. Hulle sê om te skree kan blykbaar stres verlig, maar dit is nie juist prakties om dit in die openbaar te doen nie. I wonder why. Dis hoekom Power Shout die Shout lid geskep het. 'n Klein generation, wat noem hulle dit? Daai spons wat hy ons nou wat onthou hoe jy lê en slaap. Wat's daai Engelse woord? Memory foam. Memory foam, daar's hy. Klein memory foam kussing wat die klank glo nou demp as jy nou in die ding inskree. Dit word bemark as 'n klankdemp toestel en beloof om stres te verlig sonder om ander te steur. Volgens die handelsmerk word endorfine vrygestel en spanning verminder wanneer jy daarin skree. So, die idee is gebaseer op skreeterapie, 'n konsep uit die 1970s met 'n prys van so amper $30 of R550 by die Shoutlet 'n interessante en stiller uitlaatklep vir stres, al is dit net tydelik. Hierdie produk is ongelukkig nie in Suid-Afrika beskikbaar nie en dis presies waar ek toe nou die geleentheid gesien het. Ek meen, Thys, jy's ook 'n man wat altyd 'n geleentheid of so raak sien. Ek dink dit ja, memory foam gaan nie werk nie. Maar as jy hom skree, want ek bedoel uit memory. So met ander woorde, as jy nou vanaand op hom wil slaap, dan skree hy terug op jou. Maar kan ons nie 'n toets vat hierso nie? Vat gou hierdie kussentjie. Vat hierdie kussentjie, skree vir ons so hard as wat jy kan in op. Wag. Okay, Daar's hy. ek gaan. Het jy iets gehoor? Dit werk uitstekend. Okay, maar hier was nie memory foam nie. Fantasties. Wag, kyk vir wie dis terug. Tuis wat ek kan nogal dink. Elsa, nee, gee die kussing. Wat is nog daar? Wil jy nie probeer nie? Nee, jy kan probeer. 'n Lekker gil. Ek dink Okay, julle gaan doen die ons. praktiese Alright, hier deel gaan ek hoor hom. Yes. Dis maar ek voel nou lekker. Ja, maar jou stem is dan 'n bietjie harder as myne dan. Ja, maar ek het hom nie. Maar Pieter, jy het probleme, pel. Ek kon geskree het blou bulle my vriend. Ek dink dit was blou bulle. Leeu's. Nee, maar ons is mos nou by die Springbokke. Dan gaan ons nou die Springbokke en al daai tipe van rugby dinge. Maar ja, en jy indien jy gewonder het hoe dit is om hoe die dinge gedoen word, dis hoe ons dit doen hierso. Skree, kom ek voel my lipstifie gaan my af. kant gaan agterbly. Ek kan ongelukkig nie, maar ek vertrou julle. Ons kan 'n pyte dan van dit maak. Jy weet, soos daai wat die gesiggie was op die T-shirt gehad en dit was iets wat hy fisies wat hy so gedruk het en toe die smiley face Die begin. goeiemôre, good morning kussing. Ek dink dit is 'n interessante konsep. Miskien sal ek so 'n aanskaf wat ek in my motor hou en dan net so elke nou en dan verdwyn. As jy road rage het. Maar ek weet sielkundige sê byvoorbeeld as jy so gefrustreerd is of iets, kry 'n leë bottel op straat of iets en gooi hom stikkend teen 'n muur of whatever, dan voel 'n ou net beter en lekkerder. Of skree of ja, nee. Just let it out. Jy man. raak ontslae daarvan Hou net. liewer by die kussing. Just let it out. Of hier by ons al wat ons doen is ons stap na 'n wildvreemde kollega toe soos hierdie of daai en gee hulle 'n stywe drukkie. Nou ja. Ons is bietjie later terug hier op Goeiemôre, good morning. Moet jy die weg gaan nie. Net hierna gesels ons verder. En ons sê so lank vir jou welkom met 'n heerlike koppie koffie. Goeiemôre, good morning. Goeiemôre Ek gaan nou skree. kollega.